leerders en welkom by vandag se lewenswetenskaples. My naam is Lizon de Tooy en hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Bekwame Navorsing en Ontwikkeling. Ons is steeds besig met ons Junie-eksamen-hersiening en in vandag se les gaan ons kyk na die endokriene stelsel en die negatiewe terugvoer wat daarop plaasvind. Vir jou Junie-eksamen is jou vraestel, hierdie onderwerp word aan vraestel 1 gevind. Hier word hy gesien, endokriene homeostase in die mens. Hierdie punte is dan, nie korrek vir hierdie nie, as hy, hoewel hy verskil vir die Junie-eksamen, ek vra verskoning. Goed, dan jou vraestel uitleg soos altyd, jou vraestel gaan bestaan uit afdeling A en afdeling B. Afdeling A is jou multikeuse, jou kortvraag, kolom B, jou terme, en hy tel 50 punte. Afdeling B is vraag 2 en 3, wat elkeen 50-50 tel, en dit bestaan uit jou meer in-diepte vrae, analise, grafieke, sketse, ensovoorts. Saam is jou vraestel onthou 150 punte, 2,5 ure. Hulpbronne wat jy dan kan gebruik, soos altyd, eerste ene is dan definitief ons Mind the Gap, jou SIFS materiaal en jou DBE studiegidse. Dan het jy uitsendingslesse soos die een wat jy reeds kyk en weblesse waarvan jy gebruik kan maak. Ek dink die volgende sê ek altyd is my gunsteling, dis definitief ons ou vraestelle en dan ons eindeksamen sowel as ons rekordvraestelle. Onthou asseblief dat jy altyd die merkriglyne byderhand hou wanneer jy deurwerk. Dan kan jy ook gaan na jou eksamenriglyne. Ek dink jou eksamenriglyne is baie belangrik wanneer jy voorberei, sodat jy punt vir punt kan sien wat jy moet ken vir die eksamen. En dan laastens kan jy van die volgende webtuistes gebruik maak, education.gov.za sowel as pocketschool.co.za. Ek gaan net so vinnig leer na van die nasienbeginsels, wat ek nie in vorige lesse genoem het nie, net as jy onthou wanneer ons merkbane ons oplet. Net so 'n paar van hulle. So onthou as ons vir jou vra om te tabuleer, so as al gevra word vir 'n tabel, maar jy skryf dit in 'n paragraafvorm, gaan jy punte vir die tabel verloor. As jy 'n proses beskryf en jy teken 'n vloeidiagram in plaas van om dit vir ons puntsgewys te sit, probeer jy al die punte vir daai vraag. So asseblief lees mooi wat die vraag van jou vra. Dan indien die taal wat jy gebruik die betekenis verander, word dit nie aanvaar nie. Okay, en as eenhede van jou mates nie aangedui word nie, gaan jy punte verloor. Die nasienriglyn sal afsonderlike punte vir die eenhede aandui aan jou onderwyser of die persoon wat jou vraestel merk. In vandag se les gaan ons dan kyk na die endokriene stelsel. So eerstens die verskil tussen endokriene en eksokriene kliere. Dan endokriene kliere en die hormone wat hulle afskei en hoe dit jou liggaam laat funksioneer. Ook die beginsel van negatiewe terugvoer en dan die hoofmeganismes vir die handhawing van homeostase in die menslike liggaam. Eksamenwenke waar jy kan oplet, maak seker jy ken die verskil tussen 'n endokriene sowel as 'n eksokriene klier. Wat is negatiewe terugvoer? Kan jy dit beskryf? En dan die hoofendokriene kliere en hulle hormone. Ook die verskillende homeostatiese prosesse wat in die menslike liggaam plaasvind. Ons gaan dan ook aan die einde van die les baie kyk na vrae wat in diagram en grafiekvorm gevra word. En dan wees seker dat jy sulke tipe diagramme wat vir jou negatiewe homeostase wys kan interpreteer en beantwoord. Nou, vir die endokriene stelsel, onthou dat die endokriene reaksie word beheer deur endokriene kliere, wat oor die hele liggaam geleë is. Onthou, endokrien, hulle afskeiding is nie binne in 'n oop buis, oop hol te plaas nie, en dit diffundeer direk in die bloedstroom in. So, hierdie reaksie is 'n stadige reaksie wat 'n langdurige uitwerking het. So as 'n hormoon afgeskei word, is dit nie 'n dadelike verandering soos 'n refleksaksie nie. Dis 'n stadige reaksie, maar die uitwerking daarvan is langdurig. Dit vind plaas soos by die endokriene kliere spesifieke hormone produseer en dit in die bloed afskei. Onthou dat 'n teikenorgaan, 'n spesifieke teikenorgaan waarna toe hierdie hormone moet gaan, word gestimuleer en 'n reaksie in die liggaam word aan die gang gesit. Wanneer die endokriene organe aan oorstimulering of onderstimulering blootgestel word,
word die endokriene afwykings, waargeneem. So, homeostase, as jy mooi kan onthou, aangesien ons dit al van graad 11 af doen, verwys na 'n proses waar daar 'n konstante interne omgewing gehandel word, afgesien van eksterne veranderinge. Ekskuus, ek sien hier so 'n foutjie. Konstante. Die interne omgewing verwys na jou bloed en jou weefselvloeistof wat die liggaamselle omring. Hoe werk dit? Okay, so, deur negatiewe terugvoermeganismes. So as ek sê altyd, as daar 'n negatiewe verandering plaasvind, is daar terugvoer wat gegee word en dit word herstel. Dan, negatiewe terugvoermeganismes werk in die liggaam om veranderinge te monitor, so om te sien en te kyk en dop te hou in die interne omgewing en om dit terug te bring of binne normale grense te handhaaf. Nou, negatiewe terugvoer, onthou, dis 'n meganisme, dit beheer elk van die volgende in jou lyf. So eerstens jou bloedglikose vlakke, jou bloedsuikervlakke, dan jou koolstofdioksied vlakke. Ook osmoregulering, wat jou water en jou soutvlakke is. Onthou, die volgorde van gebeure binne in 'n negatiewe terugvoermeganisme is as volg. So ons het stap 1, 'n wanbalans is waargeneem. So 'n negatiewe gebeurtenis word waargeneem. In stap 2, 'n beheersentrum in jou brein word word gestimuleer op die wanbalans. In stap 4 word 'n boodskap na die teikenorgaan toe gestuur. En in stap 5 reageer hierdie teikenorgaan. Stap 6, sodra hierdie teikenorgaan gereageer het, is die wanbalans omgekeer. En dan stap 7, die balans word herstel. Okay, nou gaan ons dit te vinnig weer jou mind refresh. 'n eksokrine klier, soos jy kan sien, die afskeiding of die chemikalie of die sekresie ontwikkel hier in die klier en dan word dit uitwendig in 'n oop holte of in 'n buis afgeskei. So, eksokrine kliere het buise en die afskeidings word in 'n holte of op die liggaamsoppervlak vrygestel. Hier kan jy aan voorbeelde dink soos jou speekselkliere en jou sweetkliere. Dan, endokriene kliere. Op hierdie skets kan jy sien dat die klier is omring, daar is geen oop holte nie. So die hormone word direk in die bloed afgeskei. Endokriene kliere is buisloos. Hormone word direk in die bloedstroom vrygestel. Voorbeelde is byvoorbeeld jou pituitêre of hypofise, jou skildklier en dan jou pankreas wat insulien vrystel. Okay, so die belangrike kliere en hormone in ons endokriene stelsel gaan ons nou een vir een na kyk. Ek begin hierbo, jou eerste een, jou hypothalamus. Onthou dat hy ADH, wat jou antidiuretiese hormoon is, afskei. Okay. Dan, die belangrikste een ek dink in ons liggame is definitief ons pituitêre klier of jou hypofise. So jou pituitêre klier skei groeihormoon af, wat dan jou groei reguleer van as jy as 'n baba gebore word. Dan is jy TSH, wat tiroïedstimulerende hormoon is. En dan het ons die hormone waarmee ons al te doen gehad het, FSH en LH, wat betrokke is in jou menstruale siklus, en dan ook prolaktin. Onthou dat prolaktin die hormoon is wat die melkkliere stimuleer wanneer 'n babatjie gebore is. Dan beweeg ek na hier onder toe, die beinnier, wat daar geleë is. Beinnier of die adrenale klier, soos hy ook genoem word, en onthou dat hy 2 hormone afskei. So vir die adrenale klier het jy adrenalien en aldosteroon. Die hormoon aldosteroon het ons reeds laas jaar met die urinestelsel behandel. Dan hierdie strikkie of vlindervormige klier wat hier geleë is eintlik jou tiroïedklier of jou skildklier. En hy is verantwoordelik vir die vrystelling van tiroksien. So jy sal onthou, by die hypofise is daar TSH, jou tiroïedstimulerende hormoon, en dan jou tiroïed of jou skildklier wat tiroksien vrystel. Hier het ons dan ons blaaragtige orgaan wat ons ken as die pankreas. Ons pankreas het ons ook reeds al in graad 11 behandel. Dit skei die hormone insulien sowel as glikagon af.
Dan beweeg ons na die klier wat slegs in vroue voorkom. Nie klier nie, as tog, orgaantjie wat slegs in vrouens voorkom. Ons ovaria. Hier produseer ons estrogen en progesteroon. En dan by mans die testis wat testosteroon produseer. So daar is so vinnige oorsiggie van die endokriene stelsel en sy belangrike hormone. Nou, as ons net gaan loer weer na homostatiese beheer van ons bloedglikose vlakke in die pankreas. Okay, onthou dat wanneer ons 'n verhoging het in ons bloedglikose vlakke, as ons bloedglikose styg, hierdie is gewoonlik wanneer ons middagete geëet het of iets suiker ingeneem het ensovoorts. Verhoogde bloedglikose vlakke word deur die pankreas waargeneem, die eilandjies van Langerhans. Ek gaan hulle in 'n hakkie sit, want jy mag net sê die bloedglikose vlakke word deur die pankreas waargeneem. Okay, en dan insulien word in die bloedstroom afgeskei. So onthou dat wanneer die bloedglikose vlakke verhoog, is dit insulien wat in die bloedstroom afgeskei word. Okay. Insulien word dan na die lewer, wat die teikenorgaan is, vervoer, en ensieme in die lewer katalyseer dan die omskakeling van hierdie oortollige glikose in die bloed na glikogeen. En dan onthou, glikogeen is 'n reservevorm van energie in vorm van 'n bergingskoolhidraat. Die glikosevlakke in die bloed keer dan terug na normaal. Hoë bloedglikose, insulien word gestoor in die lewer, sowel as spierselle, en in die lewer word dit gestoor as glikogeen. Dan, die teenoorgestelde daarvan is dan lae bloedglikosevlakke. So, wanneer jou bloedglikosevlakke verlaag, word hierdie verandering waargeneem deur die pankreas. Glikagon word deur die pankreas vrygestel tot in die bloedstroom. Glikagon word na die lewer vervoer, want die lewer is die teikenorgaan, en glikogeen word in glikose omgeskakel, wat dan weer in die bloedstroom vrygestel word. En dan styg jou bloedglikosevlakke. Onthou, lae bloedglikosevlakke, glikagon word vrygestel, die lewer skakel glikogeen om na glikose en jou bloedglikosevlakke styg. Daar is baie G-woordjies in hierdie negatiewe terugvoer. Okay, so hier is net 'n ander skets om dit vir jou te wys. Jy het hoë bloedglikosevlakke of dit daal, daar's baie minder glikose in die bloed. Die daling stimuleer dan die pankreas om glikagon af te skei. Glikagon gaan na die lewer deur die bloedstroom waar glikogeen na glikose toe omgeskakel word en glikose word teruggestort in die bloedstroom. Dit bring dan weer vir ons normale bloedglikosevlakke. Onthou dat 'n afwyking van die pankreas wat nie korrek funksioneer nie is dan diabetes mellitus. Diabetes is 'n siekte wat veroorsaak word deur hoë bloedglikosevlakke. Dit veroorsaak moegheid, dehydrasie en lae energievlakke. Jy kry dan twee verskillendes, tipe 1 en tipe 2 diabetes. Net om dit 'n bietjie af te kort, tipe 1 diabetes is 'n genetiese afwyking. Tipe 2 diabetes is insulienweerstandigheid. So tipe 1 kom gewoonlik met jy word so gebore of van kleins af, en tipe 2 is gewoonlik as gevolg van swak leefstylkeuses en verkeerd eet en nie oefen nie ensovoorts. So om tipe 1 te behandel is wanneer individue insulien-inspuitings moet ontvang. En om tipe 2 te behandel is 'n gebalanseerde dieet, gewigsverlies, gereelde oefening ensovoorts. Nou gaan ons kyk na die homostatiese beheer van koolstofdioksiedvlakke. Okay, dit het ons ook reeds laas jaar behandel, so ons gaan net so vinnig hier 'n oorsig doen. Wanneer koolstofdioksiedvlakke onthou, koolstofdioksied word vervaardig deur selrespirasie, dit is 'n afvalproduk, né? So wanneer dit in die bloed styg, byvoorbeeld wanneer jy oefen, onthou as jy oefen, respireer jy meer, so jy vervaardig meer CO2. As dit styg, word reseptorselle in jou carotisarterie gestimuleer. Carotisarterie is hier geleë, en dan word senuimpulse na jou medulla oblongata gestuur. Goed, wat gebeur? Eerstens, jou asemhalingsspiere en jou hart word gestimuleer. So, jou asemhalingsspiere gaan vinniger saamtrek om die spoed en diepte van jou asemhaling te verhoog, en jou hart gaan vinniger klop, sodat meer koolstofdioksied
na die longe geneem kan word om uitgeasem te word. Okay, in diagramvorm, nommer 1, jou stimulus is, jy het verhoogde bloed CO2 vlakke. Die lae pH word opgetel deur chemoreseptore. Impulse word na die medulla oblongata in die brein gestuur. 2 goed gebeur, jou asemhalingsspiere trek vinniger saam en jou hartklop verhoog, jou harttempo verhoog. Die respons daarop is meer CO2 word vinniger uitgeasem en jou bloed CO2 vlakke keer na normaal terug. Okay. Nou, ons homeostatiese beheer wat in die niere plaasvind. Ons het dit ook laas jaar gedoen toe ons die nefron behandel het. So hierso gaan ons kyk na die niere is betrokke by 3 homeostatiese meganismes of prosesse. Die eerste een is osmoregulering, wat die regulering van watervlakke is. Dan het ons die regulering van pH van jou bloed en dan ook die regulering van die soutvlakke in jou bloed. Die regulering van water, wat ons laas jaar behandel het te doen met die hormoon ADH, die antidiuretiese hormoon. Hier is wat sy ook. Okay, so daar is 2 goed wat kan gebeur. Nommer 1, wanneer jou watervlakke afneem, so wanneer er minder water in jou liggaam is, gaan jou hypofise meer ADH afskei. Okay. So nou in jou nefron gaan die deurlaatbaarheid van die distale buisies en die versamelbuisies verhoog. So meer water word deur die bloed geherabsorbeer uit daai filtraat uit. Dan keer jou watervlakke na normaal toe terug. Dit kan gebeur op 'n warm dag of wanneer jy oefen of net nie genoeg vloeistowwe inneem nie. Die tweede ding wat kan gebeur is die watervlak kan styg. So hy neem toe, jy het te veel water. So nou gaan die pituitary klier of die hypofise die afskeiding van ADH inhibeer, so dit gaan afneem. Onthou, dit gaan nie stop nie, dit gaan net baie minder raak. Dan gaan die deurlaatbaarheid van die versamelbuise en die dissolkronkelbuis verlaag, so dit gaan nie meer toelaat dat water die filtraat verlaat nie. Minder water word dan deur jou bloed geherabsorbeer en meer water gaan in jou urine verlore of uit die liggaam. Dit lei dan weer na normale watervlakke in jou bloed. As ons dan gaan kyk na die regulering van soutvlakke, wat ek ook in so 'n diagramformaat gesit het, eerste ding wat kan gebeur hier by A, is as jou soutvlakke in jou bloed daal. Eerste ding is jou adrenale kliere of jou byniere gaan meer aldosteroon afskei. Die aldosteroon gaan veroorsaak dat daar 'n groter herabsorpsie van natriumione plaasvind en dit gaan veroorsaak dat die soutvlakke in jou bloed styg. So nou keer ons terug na normale soutvlakke in die bloed. Vir die tweede ding wat kan plaasvind, die soutvlakke in jou bloed kan te hoog raak, so dit styg. So jou adrenale kliere inhibeer die afskeiding van aldosteroon, so dit raak minder en minder en minder. En dit veroorsaak dat die herabsorpsie van natriumione afneem. Soutvlakke in jou bloed keer terug na normaal en jou bloedsoutvlakke is dan gebalanseerd. Nou gaan ons kyk na termoregulering wat te doen het met temperatuurveranderinge en hoe jou vel of die bloedvatte in jou vel en dan jou haartjies wat op jou vel is ensovoorts help met die regulering daarvan. Okay, nou onthou, in jou velse bloedvatte is daar 2 goed wat kan plaasvind. So, in 'n geval wat dit koud is, so in die winter of in 'n koue omgewing, gaan die kapillare naby die oppervlak van jou vel vernou. Okay? Dit gaan seker maak dat hitte nie deur jou vel verlore gaan nie. Daarteenoor, in 'n warm dag, op 'n warm omgewing, gaan hierdie bloedvate in jou vel, naby die oppervlak van jou vel, verwyd, sodat jy meer hitte kan verloor aan die omgewing. Onthou dat hierdie vernouing is dan vasokonstriksie, en dan wanneer hy verwyd aan hierdie kant, noem ons dit vasodilasie. Op 'n koue dag ook gaan jou sweetproduksie verminder, die hare op jou vel gaan dan ook reg opstaan, om lugmolekules vas te vang, en dan op 'n warm dag daarteenoor gaan jou sweetkliere al hoe meer sweet begin afskei, wat dan ook van hitte op jou veloppervlak ontslaa raak as gevolg van verdamping. Ons gaan nou loer na die
skildklier of die tiroïedklier en hoe dit met tiroksien te werk gaan. Nou, tiroksien is 'n hormoon wat jou metabooliese aktiwiteite van jou liggaam beheer. So daar moet redelik altyd 'n steady afskeiding van bloed wees in jou bloed. So nou, as jou tiroksien vlakke onder normaal daal, so nou is dit laag. Okay, so jou tiroksien vlakke daal. Jou hipofise word gestimuleer om meer TSH af te skei. TSH word dan in die bloedstroom vervoer na jou skildklier om meer tiroksien af te skei, want onthou TSH is die tiroïed-stimulerende hormoon. So hy stimuleer die tiroïed om meer tiroksien af te skei en dit veroorsaak dat jou tiroksien vlakke in jou bloed styg. Daarteenoor, wanneer daar te veel van die hormoon tiroksien in jou bloed is, so daar's hoë vlakke van tiroksien. Hier gaan ons sien dat die tiroksien vlakke in die bloed gaan styg, daar gaan te veel wees, dan die pituitary klier op die hipofise gaan minder tiroïed-stimulerende hormoon afskei, want hy wil hom nie meer stimuleer nie. Die skildklier gaan dan minder tiroksien afskei as gevolg daarvan, en dan gaan die tiroksien vlakke in jou bloed daal. Dan keer jy terug na jou normale tiroksien vlakke. Kom ons kyk na die volgende eksamen voorbeelde. So, die diagram hieronder toon endokrine kliere. So jy die pituitary klier, hormoon C, hormoon A en klier B. Onthou altyd wat ek sê, die vlindervormige klier, dan is dit maklik om te identifiseer. Vraag 1 sê, noem die tipe interaksie wat tussen hormoon A en klier B plaasvind. Dan is dit negatiewe terugvoer. Jy is korrek. Kom ons kyk wat vraag 2. Identifiseer klier B. Nou ek het gesê onthou dis daai vlindervormige klier. En dit is dan die tiroïedklier. Hormoon A, as ons na die diagram kyk, is afkomstig vanaf die pituitary klier, so hy kom van die hipofise af. Wat so hormoon sê is dit? TSH is heeltemal korrek. Dan hormoon C, as jy na jou diagram kyk, sal jy sien dat hormoon C kom van die tiroïedklier af. So as jy dan sê tiroksien, is jy 100% reg. Okay, by 1.5 en 3, die siekte wat ontstaan wanneer klier B of die tiroïedklier oorgestimuleer word en vergroot. So as hy te veel deur TSH gestimuleer word en hy groei of neem in grootte toe. Wat 'n siekte sou jy sê is dit? Goiter is 100% reg. Jy sal gewoonlik hier 'n swelling aan die voorkant van 'n individu se nek sien en vergrootte of soos hulle sê uitpeel oë. By vraag 1.5 en 4 vra hy watter hormoon A of C sal na verwagting hoog wees in die bloed van 'n persoon met die siekte in die vorige vraag genoem. Nou onthou, ons het gesê dat die tiroïedklier oorgestimuleer word. So watter hormoon A of C gaan hoër wees in hierdie persoon se bloed? TSH, korrek, daar is te veel tiroïed-stimulerende hormoon, die klier word te veel gestimuleer. Ons volgende vraag, die diagram hieronder toon die homeostatiese beheer van bloedglikose vlakke.
So in hierdie diagram kan jy sien, daar is hoë bloed, daar is lae bloedglukose vlakke, dan het ons 'n klier A, 'n hormoon B, 'n hormoon C, en dan lewer en liggaamscelle. Kom ons doen hierdie vragies gou. Nou, identifiseer klier A. In al twee hierdie gevalle verwys klier A na dieselfde klier, wanneer daar 'n verandering in bloedglukose vlakke is, so wat se klier kan dit wees? Pankreas is heeltemal korrek. Hormoon C, hoewel, het te doen met wanneer daar lae bloedglukose vlakke is. So hier gaan ons dan werk met glikagon, omdat die bloedglukose vlakke laag is. Nommer 2 vraag, 'n sekere siekte veroorsaak 'n afname in die produksie van hormoon B. Nou ons het nou klaar geïdentifiseer hormoon C is glikagon. So wat is die ander hormoon wat hier werk? Insulien, korrek. So hormoon B is definitief insulien. Vra dan verduidelik hoe die afname van hormoon B invloed sal hê op bloedglukose vlakke. Okay, so nommer 1, wanneer dit in suiker ingeneem word, wanneer geëet word of so, dit veroorsaak dat die bloedglukose vlak hoog bly, omdat hormoon B nie afgeskei word nie. Okay? So omdat die selle nou nie in staat is om daardie glikose uit die bloed uit te absorbeer en oortollige glikose na glikogeen om te skakel sodat dit in die lewer geberg word nie. Dan, nommer 5, die siekte wat as gevolg, nommer B, die siekte wat as gevolg van hierdie afname van produksie van hormoon B plaasvind. Diabetes mellitus. Dan vra by vraag 3, wetenskaplikes ondersoek die gebruik van adrenalien as 'n behandeling vir mense wat nie hormoon C, wat ons weet is glikagon, kan produseer nie. Verduidelik waarom hierdie behandeling kan werk. Nou moet jy gaan dink gou aan watter invloed het die hormoon adrenalien op ons stelsels. Wat veroorsaak dit in ons lywe en hoekom sal dit kan help vir 'n persoon wat nie glikagon kan produseer nie? Bespreek dit gou met jou maatjie. So, as jy gesê het, hormoonvry, direk in die bloedstroom. Dis die verskil tussen die endokriene en die eksokrine stelsel. Nou vra hy, beskryf die interaksie tussen die bynier of die adrenalklier en orgaan X om homeostase in stand te hou wanneer soutvlakke in die liggaam laag is. So ons klou is hier so laag. Ons weet ook dat die adrenale klier 2 hormone afskei, aldosteroon en adrenalien. Nou met wat gaan ons hier werk? Aldosteroon is korrek. Nou gaan ons negatiewe terugvoer beskryf van aldosteroon wanneer die soutvlakke in die liggaam laag is. Okay, so. Lae soutvlakke word waargeneem deur reseptorselle in die nier. Die byniere word gestimuleer om meer aldosteroon vry te stel. Okay, klem daar. Dan, dit stimuleer die nierbuisies om meer deurlaatbaar vir sout te wees. Dit verhoog die herabsorpsie van sout en die soutvlakke in die bloed keer terug na normaal. Jy is ook hier, ons het vroeër genoem, natriumione. Jy is meer as welkom om dit ook te skryf. Okay, so enige 5 redes kon jy dan hier genoem het.
So verduidelik die effek wat 'n afskeiding van die pituitêre klier op orgaan X sal hê wanneer 'n pasiënt dehydrasie ervaar. So nou gaan ons na die volgende homeostatiese beheer kyk. So eerstens is dit die volgende hormoon, die sekresie van antidiuretiese hormoon of ADH. Die afskeiding van ADH gaan verhoog, wat die deurlaatbaarheid van die nierbuisies verhoog in X of in die nier, sodat daar meer water geherabsorbeer word uit die filtraat. Ons volgende eksamenvoorbeeld kyk ons na, as jy na die diagram kyk, moet jy reeds die strukture kan identifiseer. So het ons 'n buisie wat oopmaak op 'n oppervlak, en dan hier het ons wat ons kan identifiseer as 'n kapillêre vat. Hier moet jy nou weet, dis die vel, ons sien 'n sweetklier, ons sien 'n kapillêre vat. 'n 12-jarige seun het vir 45 minute aan fisiese oefening deelgeneem, gevolg deur 'n rusperiode van 15 minute. Die seun se veltemperatuur is gemeet en die resultate is aangeteken. Die diagram hieronder verteenwoordig die seun se vel voor oefening. So voor oefening kan ons nie druppels waarneem op die oppervlak nie, onthou dit sê voor oefening. Nou, die grafiek hieronder toon die verandering in sy veltemperatuur oor 'n tydperk. Nou kan ons sien, die tydperk is hier aan die onderkant geleë. Oor daai tydperk van 45 minute en dan daai 15 minute se rus. So eerstens het ons voor oefening 'n temperatuur van 37,4, wat dan daal, en dan direk na oefening 35,4 is, en dan weer gedurende die rusperiode styg na 36,9 toe. So, nommer 1. Noem die homeostatiese meganisme wat vir die verandering, of wat die verandering in veltemperatuur teweegbring. Hier is dit termoregulering. Dat die woord termoregulering is basically temperatuurregulering. Deel B, vraag B vra die deel van die brein, watter deel van die brein is verantwoordelik vir hierdie meganisme wat ons nou in vraag 3.3.1a genoem is. So watter deel van die brein handhaaf termoregulering? Dit is beslis die hypothalamus. So identifiseer die volgende dele vanaf die diagram. P is definitief jou sweetkliere omdat hy na opening toe beweeg, en Q verwys na die bloedvate omdat dit ons dit reeds as 'n kapillêre vat geïdentifiseer het. Nou vra jy, en ek het dit reeds genoem, dat persentasie toe en afname in baie van jou vraestelle is, so maak seker dat jy daai formules ken. Bereken die persentasie afname in die gemiddelde veltemperatuur van die seun voor oefening en direk na oefening. So ons werk vanaf 37,4 na 35,4. Skryf gou daai neer en kyk waar kom jy uit. Jou antwoord is dan as volg. Ons het die nuwe waarde minus die ou waarde op die nuwe waarde, né? So dis 37,4 minus 35,4 oor 37,4. En dit alles dan maal 100. So ons het 'n persentasie afname van 5,35%. By vraag 4 vra ons dan verduidelik die rolle van deel P en Q in die verandering in veltemperatuur van voor oefening tot direk na oefening. So hoe gaan hulle verander? Onthou hierdie diagrammetjie of hierdie skets was van voor oefening. Eerstens, die veltemperatuur het afgeneem. Dit kon ons op die grafiek waarneem, so ons sê dit. Dit het afgeneem. Aangesien deel Q verwyd het, want die persoon het geoefen, so die velle of die kapillêre vate, skies tog in die vel, hier by Q het verwyd, vasodilasie het plaasgevind.
Dit het veroorsaak dat meer bloed na die oppervlak van die vel vloei en dat deel P of die sweetklier meer sweet produseer het. So aan hierdie kant sal ons dan 'n hoër sweetproduksie hê. Dit sal veroorsaak dat meer hitte verlore gegaan het na die omgewing. Deur verdamping, radiasie of konveksie. Ons volgende voorbeeld wat ons gaan kyk is dan tussen TSA en die pituitêre klier sowel as klier Y. So hy sê die vloeidiagram hieronder toon die homeostaatse beheer van tiroksien in die menslike liggaam. Okay, so tiroksien en TSA in hierdie een. Dit is baie populêre ene, moet ek sê, vraestel 1. Okay, so nommer 1, identifiseer die tipe interaksie wat deur hierdie diagram voorgestel word. Negatiewe terugvoer. Okay, onthou dis nie homeostase nie. Negatiewe terugvoer is die interaksie. Klier Y, ons weet nou dat ons met TSA te doen het, so dis ons tiroïedklier. Ons weet dat pituitêre klier reeds genoem is, so Y kan slegs ons tiroïedklier wees. Dan C, die afwyking, wat deur die vergroting van daardie klier veroorsaak word. Onthou ons het gesê hy vergroot en ons het uitpeel O. Kan jy onthou wat die afwyking is? Goiter is 100% reg. By nommer 2 vraag noem een funksie van die hormoon tiroksien. Okay, daar word die hormoon waargeneem. So die funksie van tiroksien is dit reguleer die metabooliese tempo van jou liggaam. En dit affekteer die groei en funksionering van jou hart en jou senuweestelsel. Dit kan ook beenontwikkeling en spierbeheer beïnvloed. Nommer 3 vraag beskryf die rol van die hipofise of die pituitêre klier om die vlak van tiroksien by X te herstel. So, hier het ons minder TSA wat afgeskei word. Die vlak van tiroksien verander en dit stimuleer dan weer die pituitêre klier. So, hoe gaan ons daardie vlak herstel? Nommer 1, die tiroksien vlak is laag. Die pituitêre klier word dan gestimuleer. Meer TSA word vrygestel wat klier Y gaan stimuleer om meer tiroksien vry te stel. Vraag 4 sê verduidelik waarom daar 'n voortdurende onderafskeiding van tiroksien, hoekom kan dit lei tot 'n toename in liggaamsmassa, so onderafskeiding? Dat tiroksien beheer metabooliese tempo. So hoekom kan dit lei tot 'n toename in liggaamsmassa? Jy gaan definitief as 'n individu 'n laer metabooliese tempo hê, wat veroorsaak dat daar 'n verminderde gebruik van voedingsstowwe en oortollige voedingsstowwe gaan in jou liggaam gestoor word. Onthou asseblief om die volgende na jou eksamenlokaal saam te neem, maak seker dat jou gradeboog, jou sakrekenaar, jou potlood, jou liniaal, jou uitveer en jou pen natuurlik. Baie sterkte graad 12's. Dankie.